Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die land, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by die eerste episode van ons 10de reeks van Nisboere. Ja, Nisboere word 10 jaar, kan jy dit glo? En ons vier dit met 'n baie groot kompetisie. Luister gerus hierna. Nisboere word 10 en ons vier dit met 'n groot kompetisie. 'n Splinternuwe enkelkajuit JAC bakkie. Die T6 2-liter CTI ter waarde van bykans R300,000 is op die spel. Om in te skryf, stuur net vir ons jou voorstel vir 'n unieke nisboerdery. Dis kinderspeletjies. Vertel ons in 'n stemnota of selfie video van hoogstens 2 minute wat jy sou doen as jy jou eie nisboerdery kon begin. Al die besonderhede is op ons webtuiste nisboere.co.za. Inskrywings sluit 31 Julie. Ek kan nie wag om te sien waarmee julle vorendag kom nie. Hierdie program wemel letterlik van goeie idees. Kyk maar net na vandag se bydraes. In hierdie episode van Nisboere, ons besoek 2 uitsonderlike nisboerderye in George. Van der Vaks Blommeplaas is in herlewingslandbou gegrond. Die beginsel bepaal die vele fasette van hulle onderneming. Alles hier is organies en niks word gemors nie. Dis 'n harmonieuse kleur en geur ervaring. Dan kuier ons by Redbury Farm, 'n arbeidsplaas wat hom hoofsaaklik op agritourisme en uitvoer toespits. Plus ons kuier saam met die bekende kruiekenner Antoinette Pinaar op haar Karoo-plaas. In die eerste van ons weeklikse bydraes oor inheemse kruie. Sy fokus elke week op 'n besonderse krui en vertel ons meer van die plant se medisinale en ander gebruike. Ons ateljeegas is Azelia Morkel, kanaalhoof by Via. As julle baie welkom hier by ons vandag. En ja, wat 'n voorreg om Via se kanaal of viewers te hê. Baie dankie Corneille, dis heerlik om terug te wees, veral aan die begin van so 'n groot seisoen. Ja, dit is goed dit vir ons. Dis ons 10de reeks en ek weet julle is nou 10 jaar oud. So ek sou graag met julle 'n bietjie terugvat en sê hoe dinge verander oor die tyd van wat jy betrokke geraak het. Dis vreeslik moeilik om enigiets uit te sonder eintlik. Ek kan onthou toe ek laasie was, het ek grappenderwys gesê ons kykers hou van braai en van boer. Ja. Dit het definitief nie verander nie, maar wat vir my besonders is die feit dat Via net soos ons nisboere baie klein begin het, Ja. geleer het van veerkragtigheid, maar saam met die kykers en saam met julle ons kliënte kon ons baie groei deur die jare. En ek dink ons wil net aanhou om goeie TV te maak, goeie stories te vertel. As julle was daar nie begin omtrent met ons geduldig, want ons het nie geweet waar om te begin nie, hoe dit werk nie, en julle was so akkommoderend. Maar sê vir my die pad vorentoe vir julle nou, hoe sien julle, hoe gaan dinge uitspeel vorentoe? Ons is geweldig opgewonde oor die pad vorentoe. Daar kom 'n paar verrassings, maar ons kykers moet maar ons sosiale media dophou om meer te hoor, maar ek wil net sê nee, daar was nie geduld nodig nie. Julle was van die begin af so professioneel. En elke keer as jy my bel, dan weet ek dit gaan of wees om iets voor te stel wat ons verbeter, of met 'n vars idee wat ons saam met julle sal wil doen. En presies dit is die samewerking waarvan ek vroeër gepraat het, om saam met julle en saam met ons kykers 'n pad te stap en 'n platform te skep vir kreatiewe, unieke Afrikaanse leefstylinhoud. As julle is my baie lekker en 'n groot voorreg dat jy Nisboere reeks 10 saam met ons afskop vandag en ek hoop jy gaan dit baie geniet. Ek sien veral uit na die inskrywings vir die kompetisie. Ek hoop kykers stuur vir ons voice notes en video's, want ek het al op hierdie reeks so baie geleer, so ek hoop daar is veral iets wat ek by die huis kan gaan probeer. Kom ons skop af met ons nuwe weeklikse bydrae aangebied deur die bekende kruiekenner Antoinette Pinaar. Vandag vertel sy ons meer van die kankerbos soos net sy kan. Kankerbossie is nou die koning van die kruie. Ek dink die ou mense het hom kankerbossie genoem oor hy werk met 'n mens se immuunstelsel. En 'n mens weet as jy sukkel met kanker is kry jou immuunstelsel swaar. So die kankerbossie, hy is die koning van die kruie. Hy is ook al krui wat jy elke dag van jou lewe kan gebruik. Behalwe as jy nou
saam met Kykie Drieblaar of met Karma Dip, want hy het ook 2 karperde waarmee hy saamwerk, maar as jy die kankerbossie alleen gebruik, is hy al kry wat jy 24/7 kan gebruik. Al die ander kruie gebruik jy vir 'n ruk en jy los hom. Byvoorbeeld, die karperd Kykie Drieblaar saam met kankerbossie. Dis nou vir ons vroue gesondheid. Jong vrou wat wil swanger raak, ouer vrou wat sukkel met menopouse, mense wat sukkel met hormoonprobleme, daar kom die kykie saam met die kankerbossie. En vir die manne het ons nou die Karma Dip. Karma Dip werk op die prostaat as jy hom nou saam met die kankerbossie gebruik en is so belangrik want dit is medisyne. Jy kan nie 'n handvol kruie vat en dit in 'n ding in 'n pot gooi en dit kook nie. Jy moet dit aanmaak volgens 'n resep. So as jy hom nou die kankerbossie nou so het, sal ek hierdie takkie wat so lank is, min of meer van my pols tot so bietjie oor my wysvinger, sal op 'n liter water gebruik word. En as ek hom nou saam met Kykie Drieblaar of met Karma Dip gebruik, dan gebruik ek 'n teelepeltjie kankerbossie en 'n teelepeltjie Kykie Drieblaar of Karma Dip. Maar die belangrike ding is 'n teelepeltjie op 'n liter kookwater en altyd in glas. Ons werk nie met plastiek of enige ding nie. 'n Teelepeltjie kankerbossie op 'n liter kookwater en moenie hom kook nie, julle. Gooi net die kookwater op en so kan jy sorg dat jy gesond bly. As jy hom gebruik, is jy verseker dat daar nie so baie suur in jou liggaam is nie. Hy help vir artritis, al die dinge wat jou so laat pyn in die winter. En nou kry jy mense om by kwekerye. So plant vir jou eie apteek in jou eie tuin. As jy dink, ja, jy was nou lekker wenke vir bestaande nispore, maar ook vir aspirant nispore, want kry jy 'n klein spasie vir nodig, sommer daar in jou kombuis of buite jou klein tuintjie, en dit kan kommersieel verbrou word. Daar's altyd 'n vraag vir kruienspeserye al van die oertyd af toe hulle nog daai kruie roetes gehad het. So ek dink hier's 'n groot geleentheid vir iemand. Ek stem saam. Hierdie het my nou teruggevat aan my grootword jare toe, want my ouers het baie geglo in kruie. Ja. En hoe ouer ek word, hoe meer stel ek belang en hoe meer vind ek die waarde weer daarin. Ek wens eintlik ek het dit al gedoen van toe ek jonger was. Ja, ek sê mos altyd, ek bedoel hierdie kruie en speserye, dis geskep, is deel van die skep en dis daar vir 'n rede. So ons moet net al die redes ontwikkel en ek dink ons leer nog steeds elke dag meer en meer oor die gesondheidswaardes. Ja. Ons gaan gou winkels toe en ons is binnekort weer terug. Net hierna, ons besoek 'n boerdery vol kleur, geur en pragt. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Welkom terug. Nou vertrek ons na van 'n Vaks Blommeplaas. Die nisboerdery fokus op herlewingslandbou. Hulle kweek seisonale snyblomme wat 'n groot aanvraag is. Ons het gaan inloer. So ek was 'n fotograaf gewees en in 2020 toe kon ek glad nie meer troues afneem nie en ek mag nie meer families afneem nie. So ons het op 'n plaas gebly. Ek is 'n plaasmeisie. Ek doen toe elke kursus wat ek kan doen wat verniet is aanlyn en ek doen toe onder andere ook 'n grondkursus. So dis nou vreemd, maar my eintlike passie is grond. Die blomme is net half 'n nuwe produk van dit en die ding waarmee ons eintlik 'n boerdery maak. So ek het 'n grondkursus gedoen en dit was net vir my so interessant hoe die organismes en die dinge in die grond werk. En toe lockdown verby is, toe vra al die bloemiste in die trou-industrie wat ek in was, kan ons 'n bietjie blomme by jou koop en so die besigheid begin. En toe begin ek goed plant wat hulle spesifiek soek, wat nie noodwendig beskikbaar is vir almal nie, en net eksperimenteer daarmee. En toe besef ek is eintlik mal oor groei en die ekologie en toe het ek maar net nog klein kursusse begin doen oor groentekweek. Op die ou einde saam met Richard Perkins van Swede het ek sy herlewingsboerdery kursus gedoen en ook saam met Florit wat 'n baie bekende blomboer in Amerika is, haar kursus gedoen. Begin 2022, toe het my ouers die plaas waarop ons gebly het verkoop. En ons is wat nou? Maar ek het toe 'n geleentheid gekry om hier in George te kom boer en gedink is 'n goeie, jy weet, skoon
begin en ons het hier opgeëindig en ons is nou 3 jaar later nog steeds hier. So, ons groei omtrent op 'n hektaar, saam met ons tonnel waar ons nou al ons saailinge maak en so voort. En ons is eintlik net 2 permanente mense wat hier werk en dan kry ons seisonale mense wat ons kom help. En dan is die familie baie betrokke. So my kinders weet hoe om blomme te sny, hulle weet om hoenders te voer, hulle weet om hoenders te bære. En my man is eintlik semi-permanent want hy het sy eie besigheid, maar hy is die tegniese ou, so hy help met die pompe en die waterstelsels en al daai dinge. So ek doen hierdie vir my nageslag. Initieel het ons 'n groot maathandelaar gehad wat by ons blomme gekoop het en dit versprei het reg oor die land. Maar ons het gevoel ons storie is meer oor intieme, local kliënte en ons het toe begin verskaf aan ons local kliënte, ons local bloemiste, maar ook markte bygewoon, klein pop-up shops by plekke waar ons ge-collab het met ander besighede en so het ons kliënte ontmoet. Dan het ons ook ons eie, ons noem dit die Bouquet Club. Op Vrydag ontmoet ons, dan het ons 'n klomp emmers vol blomme en die mense vat dan vir hulle stingels en bou hulle eie bouquet. Ons doen dit op 'n Vrydag want op 'n Vrydag gaan jy na 'n braai toe en jy wil dalk vir jou vriendin of jou vriend 'n bossie blomme vat of jy wil net jou huis vir die naweek mooi maak en dan doen ons baie werkswinkels op die plaas. Waar jy kom, jy sny jou eie blomme en jy bring 'n vaas saam en ons wys jou hoe om jou vaas te doen. Ons is nie mal oor enigiets mors nie. So enige blomme wat dan nou nie gebruik word nie, ons maak ons eie kompos wat ons dan nou weer gebruik. Maar ons droog ook baie van ons blomme, dit wat nie verkoop nie of wat dalk nie 100% reg lyk nie. Ons droog dit alles sodat ons dit kan gebruik vir hierdie werkswinkels. Ons maak kraanse vir Kerstyd. Ons maak dit net lekker, iets anders en iets kreatief vir mense om te doen. Die lekkerste ding van my besigheid is die ekstra produkte wat ek kan ontwikkel. Jy weet, ek wil baie graag verder in ander dinge ingaan, soos miskien tees of medisinale plante. Waterstelsels, waterreinigingsstelsels sonder chemikalieë. Ons wil baie graag ook 'n bietjie in die agritourisme afdeling ingaan en ons het nou hierdie huisie gebou wat ons gaan uithuur oor 'n paar maande waar mense kan kom sien hoe die plaas werk en 'n paar aande oorbly. Maar ons het baie planne om nog produkte te ontwikkel en nog toerisme en die plaas verder uit te brei. Dalk 'n food forest te begin waar jy kan vrugte pluk en groente en jou blomme en ietsie van alles kry of 'n mark maar jy kom sny dit self. Daardie tipe effek. Maar ons het baie drome om ook ons parfuumreeks en nog meer produkte te ontwikkel, sepe en dan het ons natuurlik ons saad en ons tubers. Gaan voluit vir jou drome, gaan vir dit waarin jy glo en waarvoor jy 'n passie het. Vind uit wat jou doel in die lewe is, wat 'n verskil jy kan maak en maak seker dat dit wat jy doen 'n verskil maak. Dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Ja, hoe kreatief is ons land se nisboere nie, Angela? My mond hang heeltemal oop. Het jy hierdie parfuum geruik? Ja, ek ruik nou soos 'n klein blommetjie. En alles hierdie het sy gedoen van na 'n paar gratis kursusse. Ek kan nie daaroor kom nie. Hier is 'n perfekte voorbeeld vir my van kreatiwiteit en ondernemingsgees. Ja, vir my waar Willis is 'n weg en dit is vir my perfekte voorbeeld van nisboer. Sy tik al die boksies, maar in elk geval nee, wel dan vir. Dis weer inkopietyd en daarna besoek ons nog 'n nisboer. Net hierna, soet, sappig en propvol nisboerderywenke. Dis wat Red Reef Farm bied. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur JAC Motors en Laveld Agrochem. Welkom terug julle. Nou is dit tyd vir 'n lekker arbeidsbederf by Red by die Farm. Hoop julle geniet die bydrae.
2000, we'd been farming up in Mpumalanga with my dad and I, and we decided to sell there due to financial trouble there. And then I got a very clear word from God about he'd take us to a place where there's a red cord hanging out of a window. And anyway, my sister and brother-in-law were down here. We came down to George and had a look. And on the second day, I walked up to this homestead and there was a piece of red string hanging out of the window. So when we started it, there were no strawberries in the area at the time. And alongside with my colleague Chris, we got this business up and running. A lot of headaches in the beginning because nobody knew how to grow strawberries. We didn't know how to grow strawberries. After about 3 or 4 years, things started to turn. Then my dad and my mum wanted to come down and join us, and we didn't know what to do. So that's how we're going to finance them and how we're going to sort of have income for 2 families. And it was then that we decided with the agritourism side. And the pick your own, my dad said, "You're crazy." Anyway, to cut a long story short, we started it and had a lot of fun along the way as a family, as you know, kids growing up. And that's how we embarked on the agritourism side. The strawberries were a different kettle of fish. We managed to get a Woolworths contract early on. At the time, there weren't that many strawberries. And we kind of went along with it for many years, 10, 15 years, doing reasonably well out of it until COVID hit us in 2020. When COVID hit us, the whole game changed. Today, we are 60 to 70% export and 30% local. Obviously, we've expanded quite a bit over the period as well. We've acquired more land. We needed to diversify, and then we began the kiwis in 2016. This year, 2025, was our first golden season in a sense, and we were really pleasantly surprised with the returns we got and the yield we got from golden kiwis. And on the back of that, we feel a lot more relieved and confident that we made the right call, because obviously it's 4 to 5, 6 years, and it is a big cost factor, and you see the netting and you see the infrastructure that you need to put up with kiwis. And then, you know, we've also got what I'm standing here as the kiwi berries, which is a different type of kiwis from the same family as kiwis. Not many growers in South Africa grow them. They're a very difficult variety to grow, because they're a bit like a strawberry, and they're in and out. You've literally got 3 or 4 weeks to market them. You pick them like strawberries to a large extent, where we strip it and we put it straight into punnets, and that's our method. And then, you know, when it comes back to just other crops, we've got blueberries as well and some raspberries. But those primarily are 4 main crops that we're doing on the farm at the moment. But the anchor crop is strawberries. Strawberries, we normally start planting around about the end of February, March, April, May, and then once we planted them in March, we get a holiday period of about 2 or 3, maybe 4 weeks, and then the rush is on. Once you get towards the end of the year, come the 15th of November, as much as you try and export, you can't. You're then competing with Egypt and Morocco and those other countries, and that's when we internalize the whole business into tourism. We put a lot of effort into marketing the strawberry pick and everything around a strawberry. Currently, I think you've probably heard that we do have a couple of world records, which weren't intentional, I must tell you. But we do have the largest strawberry in the world, and we also have the largest hedge maze in the Southern Hemisphere, and that wasn't planned at all. But when you come to Redberry Farm, primarily everything should have. That's why I've got my shirt on. It should have a strawberry on it, and that's our focus. And yeah, I've been pleased. I've travelled around a lot overseas in America, and I mean, it does give you a sense of pride when you come onto Redberry Farm and you see everything so neat, and the gardens in the condition they are, and our product as well. And it's simple products. I don't think we've gone over the top with them. I think the next generation coming through are going to experience some really exciting things, especially when we're up against AI and all those things. I think people are going to be authentic. They want to be real, and they want something that's tangible. And that's the area that we're going to be focusing on in the next 5 to 10 years. Ons
As julle was 'n lekker bydrae geweest om te sien. Hulle was op 'n vorige nisboere en dit is wel altyd mooi om te sien vorige bydraes wat ons gehad het hoe hulle altyd van krag tot krag gaan, van Doucero met Affinches wat al 'n groot besigheid het, die slagbesigheid wat nou al aan checkers verkoop en uitvoer na die buiteland en nou weer hierso hulle wat nou al soveel groter geraak het, selfs Kiwi bygesit het. Die woord heilsaam kom my op as ek hierdie kyk en maar net weer om te wys wat 'n edel beroep kan dit wees om 'n nisboer te wees. Dit som dit regtig baie goed op. Ek het ook so 'n bietjie terwyl ons gekyk het, geloer op hulle webtuiste. Dit is enorm en die produkte is heerlik. En wat natuurlik ook vir my baie mooi is die familie-interaksie en hoe dit so baie uitgebrei het en nou net kan gaan van een familielid na die ander. Ja. Dis net mooi, daar's so goue draad wat deur baie van die stories loop. Onder andere in beide vandag se insetsels kon jy self jou arbeid kom pluk het of jy kon self jou blomme gaan sny en dan ook die agrotourisme wat al die groter ons land word waar hulle blyplek opsit wat mense wat net uit die stad uit wil kom en hierdie goed kom leef en voel en self beleef want 'n strawberry vir arbeid proe definitief nie selfs as jy homself pluk is wat jy op 'n winkel raak kry nie. Definitief, ek stem saam met die selfblik. Ek is een van daai mense wat nie enige van hierdie dinge kan doen nie, maar dit nogal geniet om na 'n plaas toe te gaan en dit self te gaan doen. Ja. En dit wys jou net weer daai ons wil altyd weet hoe kan ons die vrugte en die blomme kry om langer te hou, maar dit help ons om in die oomblik te leef en net dit te geniet, die varsheid daarvan. Ja. Dit proe ook heeltemal anders. Nee, eerlik is as jy homself pluk, dit is net soveel anderste en terug na die blomme insetsel, hulle het niks vermors, hulle het mos kompos gemaak van die oues, maar planne gemaak om ek amper sê langer raklewe te kry. So hulle hierso ons weet arbeid seisonaal, maar nou het hulle hierdie gedroogtes en die yoghurt opgesit en al hierdie byprodukte en sy het weer die parfume gemaak. So om vir jou 12 maande van die jaar inkomste kan gee is knap gedaan. Dis ek wil sê 'n boer maak 'n plan. Jy moet regtig ek gaan nie ophou hierdie eet dit dit laat 'n mens jy kan eet sonder om skuldig te voel. Nee, presies. Ag definitief nou daarvan proe. Ja, as julle dit bring ons ongelukkig aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam met ons kom kuier het. Baie dankie Corneille en aan ons kykers, mooi loop en onthou asseblief om ons land se nisboere te ondersteun. Net voor ek baie sê, onthou asseblief die kompetisie inligting op ons webtuiste beskikbaar. Die adres verskyn nou onder aan die skerm. Stuur asseblief daai voorstel vir ons. Ons weet julle het almal minstens een en iemand moet tog daardie JSC bakkie wen. Volgende week is ons terug met nog kookwater nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Volgende week in Nisboere. Ons besoek die Deutsche Schule Kroondal se groen kampus naby Rustenburg. Kuier by Rian van Heerden se Chaya plaas buite Bella Bella. En leer saam met Antoinette Pinaar meer oor Karoo kruie. Tot volgende week. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.